Sy geseënde Sabbat vir die sissies wat reeds hier binne is. Ons begin met musiek terwyl ons wag vir die ander sissies om te join. In the eyes of men they say we're lost, but our hope is full of light. We've been tested in the fire's cause and found worthy in His sight. How's biz, Ash? Great, especially with the help of Xero accounting software. I can keep my cash flow flowing by giving customers more ways to pay. Yeah! So it's Xero with an X! New Sensodyne Cavity Plus Sensitivity is a dual-action toothpaste. Like gold within the furnace flame, He proved our hearts to call His name. Refined like silver, burned and tried in the fire with a faithful eye. He tests the heart, He proves the soul, till obedience makes us whole. Refined like silver, pure and true. Father, all I want is You. Years through desert sand, He led us by His mighty hand. He humbled hearts to see what's real, to test what lies within the field. He said, remember every way, I'm with you night and day. I have set You as a tester of My people, that You may know and try their ways. I will melt and refine them. Melt me, Yahweh, make me clean. Wash my soul in Your refining stream. Refined like silver, burned and tried in the fire with a faithful eye. He tests the heart, He proves the soul, till obedience makes us whole. Refined like silver, pure and true. Father, all I want is You. Many will fall to be made white, to shine as stars in endless night. The wise will understand His way, while others stumble, fade away. But those who stand refined by flame will call upon His set-apart name. He sits as refiner, watching still, purifying hearts that bend to His will. Like silver gathered in the heat, He makes His people pure, complete. Refined like silver, burned and tried in the fire with a faithful eye. He tests the heart, He proves the soul, till obedience makes us whole. Refined like silver, pure and true. Father, all I want is You. Whoa.
might find. Forever yours, Yahweh. Yahweh. Sy, welkom sissies. Hoi nog 'n week. Hallo. Ons gaan vandag aan Angie begin met Hannah se storie, Samuel se ma, en dan gaan ek aan met Rut en Naomi. En ja, asseblief as julle enige vrae het of bydra het, steek net julle handjie op en ja, dan kan ons saam 'n sessie doen. Okay, Angie, take it away. Alright, ons begin met Hannah in 1 Samuel hoofstuk 1. Die hele hoofstuk. Okay. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jeroam, die seun van Elihu, die seun van Tohu, die seun van Suf, 'n Efratiet. En hy het 2 vroue gehad. Die naam van die een was Hannah en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hannah het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan Jahwe van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinias, priesters van Jahwe was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee, maar aan Hannah het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hannah lief gehad, maar Jahwe het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat Jahwe haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgegaan in die huis van Jahwe. So het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hannah, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hannah op nadat hulle geëet het, nadat hulle gedrink het, in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit, by die deurpos van die tempel van Jahwe. En bitter bedroef het sy tot Jahwe gebid, en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Jahwe van die leerskare, as jy waarlik die ellende van die diensmaagd aansien, en aan my dink, en die diensmaagd nie vergeet nie, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan Jahwe gee, al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van Jahwe, en Eli op haar mond ag gee, want Hannah het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hannah antwoord en sê, nee my heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van Jahwe uitgestort. Hou tog nie die dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge het verdriet, het ek tot nou toe gespreek, ekskuus. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die Elohim van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag jy dienares guns vind in die ore. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet, en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak en voor die aangesig van Jahwe aanbid, en teruggegaan, en by hulle huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou beken, en Jahwe het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar het Hannah, wat swanger was, 'n seun gebaar, en hom Samuel genoem. Want, het sy gesê, ek het hom van Jahwe gebid. Toe die man Elkana dan met sy hele huisgesin opgaan om aan Jahwe die jaarlikse offer en sy gelofte offer te bring, het Hannah nie opgegaan nie, maar sy het aan haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van Jahwe en daar bly vir altyd.
En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë. Bly totdat jy hom gespeen het. Mag Jahwe net sy woord bevestig. Die vrou het toe gebly en haar seun gesoog, totdat sy hom gespeen het. En sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring, met 3 bulle en 'n eva meel en 'n sak wyn, en sy het hom gebring in die huis van Jahwe in Silo, en die seun was nog jonk. Hulle het die bul geslag en die seun by Eli gebring. En sy het gesê, ag my Heer, so waar is die siel leef my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het, om tot Jahwe te bid. Om hierdie seun het ek gebid, en Jahwe het my bede aan my gegee, wat ek van hom gevra het. So staan ek hom dan af aan Jahwe, al die dae wat hy leef. Hy is aan Jahwe afgestaan, en hy het Jahwe daaraan bid. En die storie vind ek baie ooreenkomste tussen Hanna en Sarah, en die sin dat Sarah ook vader gedien het, maar nie swanger kon word nie, en daaroor getuig was deur die ander vrou wat wel kinders kon kry. En op die ou einde moes albei ma's hulle kinders as offers aan vader gee. Alhoewel Sarah nie op daai stadium besef het dat Isak lewendig was nie, het sy met 'n oop hart vader geloof dat haar seun goed genoeg was om as 'n offer in te staan. En ja, Hanna se seun was lewendig, maar sy het by haar woord gehou en hom nog steeds aan vader teruggegee. En dit is vir my so 'n mooi storie oor sy besef het dat haar seun 'n geskenk van vader is en dat sy hom teruggegee het sonder twyfel en sonder verwyte. En hierdie storie help my ook net besef dat elke kindjie van vader 'n geskenk is. En alhoewel ons nou hulle nie by tempels gaan aflaai nie, kan ons wel aan hulle aan vader teruggee deur hulle in sy weë en wandel groot te maak. Hulle van kleins af leer wat reg is en hoe ons vader moet dien. En dat die wêreld vol leuns en misleiding is. As ek kyk na my 2 dogtertjies wat gereeld as hulle nou iets op TV sien of ons hulle hoor ons praat oor dinge, hoe hulle al klaar self daai kennis het van wat vals is en wat goed is en hoe hulle groei in vader se woord. En dis vir my so mooi dat wanneer ons kinders in vader se wil groot maak, hoe sterk hulle word en hoe brave hulle is. En amper nie bang om te sê wat reg is en wat verkeerd is nie. So ja, ek dink hier is 'n baie mooi storie en dit is al wat ek ongelukkig kon vind oor Hanna, daar's niks ekstra oor haar op ander plekke te lees wat ek gevind het nie. Ja, dis baie mooi. Ag maar selfs ook Rachel, jy weet wat, so gebid het vir haar 2 seuns en eers heel laaste haar 2 seuns gehad het. Jy weet dit leer ons dat wat eintlik belangrik is in hierdie lewe. Want nooit het hulle gebid vir rykdom of mooi klere of blink hare nie. Hulle het besef wat belangrik was en waarin jou rykdom gelê het. En vader het hulle so geseën ook met hulle geduld en hulle ek sal sê insistent prayer, want jy weet dis maar waarop dit neerkom, hulle het gebid en gesmeek vir daai rykdom. En dit help ons ook om dit in perspektief te bring, dat ons kan besef wat is werklik belangrik in werklike rykdom in Vader se oë. So vandag doen ons van my kant af Rit en Naomi en soos gewoonlik het ek way overboard gegaan. Rit se goed is net daar's 4 hoofstukke. So ja, ek gaan net vir julle lees en dan kan ons 'n goeie storie kry van haar en dan gaan ons dit 'n bietjie verder uitbrei na die apokriewe toe, maar ons sal daarby kom aan die einde. Rit 1. En in die dae toe die rigters geregeer het, was 'n hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die naam van die man was Elimelech en die naam van sy vrou Naomi. En die naam van sy 2 seuns was Maglon en Giljon, Efratita, uit Bethlehem, Juda. En hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterf. Maar sy met haar 2 seuns het oorgebly. En hulle het hulle Moabitiese vroue geneem. En die naam van die een was Orpa en die naam van die ander was Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Giljon al 2 sterwe en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak en haar skoondogters
en teruggegaan na die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat Jahwe op sy volk ag gegee het, deur aan hulle brood te gee. So het sy dan haar woonplek verlaat en haar 2 skoondogters saam met haar. En toe hulle op pad was om na die land Juda terug te gaan, sê Naomi aan haar 2 skoondogters, gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder, mag Jahwe aan julle guns bewys, soos julle aan die dode en aan my bewys het. Mag Jahwe gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man, en sy het hulle gesoen. Maar hulle het 'n stem verhef en geween en vir haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. Maar Naomi sê, draai om, my dogters, waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam dat julle mans kan word? Dat hulle julle mans kan word. Draai om, my dogters, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê, al sou ek sê ek het hoop, en nog vandag aan 'n man behoort, en ook seuns baar, sou julle in die geval kan wag, totdat hulle groot geword het. Sou julle in die geval julle self opsluit, om nie aan 'n man te behoort nie. Ag nee, my dogters, want dit is vir my baie bitterder as vir julle, dat die hand van Jahwe teen my uitgestrek is. Toe verhef hulle stemme en ween weer, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. En daarop sê sy, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister aan. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat, om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en die God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word. Mag Jahwe so aan my doen, en so daaraan toedoen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Toe sy sien dat sy vasbesluit het om haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. En hulle 2 het op pad gegaan, totdat hulle in Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak, en die vroue het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het Jahwe my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl Jahwe teen my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het? So het Naomi dan teruggekeer, en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter, wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekom het, en hulle het in Bethlehem gekom, in die begin van die garsoes. Hoofstuk 2. En Naomi het 'n bloedverwant gehad van haar manskant, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelech, wie se naam Boas was. En Rut, die Moabitiese, het vir Naomi gesê, laat ek tog die land ingaan en are optel agter die een, in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy, gaan my dogter. Daarop het sy heen gegaan en gekom en are opgetel op die land agter die snyers. En gelukkig kom sy op 'n stuk land af wat behoort het aan Boas, uit die geslag van Elimelech. En Boas het juis van Bethlehem afgekom en aan die snyers gesê, mag Jahwe met julle wees. En hulle het hom geantwoord, mag Jahwe u seën. Daarop sê Boas aan sy dienaar, die opsigter oor die snyers, van wie is hierdie jong vrou? En die dienaar, die opsigter oor die snyers, antwoord te sê, dit is die jong Moabitiese vrou wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het. En sy het gesê, kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die snyers? En sy het toe gekom en gebly van môre af tot nou toe, en sy het maar min daar in die huis gesit. Toe sê Boas vir Rut, luister tog my dogter, jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie, en jy mag ook nie hiervandaan weggaan nie. Maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Met die oë op die land wat hulle afsny, moet jy agter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jou nie aan te raak nie? En as jy dors het, gaan dan na die kanne en drink van wat die dienaars skep. Toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek genade in u oë gevind, dat u in my belang stel, alhoewel ek 'n vreemdeling is? En Boas antwoord en sê vir haar, aan my is alles omstandig vertel, wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het na die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het, en na volk getrek het wat jy gister en eergister nie geken het nie. Mag Jahwe jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van Jahwe, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Toe sê sy, so vind ek dan genade in u oë, my Heer, want u het my getroos en na die hart van die dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van die dienaresse is nie. En teen etenstyd het Boas vir haar gesê, kom hierheen, en eet van die brood, en steek jou stukkie in die asyn. Daarop gaan sy langs die snyer sit, en hy het haar gebraaide koring gegee, en sy het geëet en versadig geword, en oorgehou. Sy het weer opgestaan om are op te tel,
Of toe sy weer opstaan, het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê, sy mag ook tussen die gerwe optel. Julle mag haar nie beledig nie. En julle moet ook so nou en dan vir haar uit die bondels uittrek en dit laat lê, dat sy dit kan optel. Julle mag haar nie keer nie. En sy het op die land opgetel tot die aand. En toe sy uitgeslaan het wat sy opgetel het, was dit omtrent 'n eva gars. Sy het dit weggedra en toe sy in die stad kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het. Ook het sy net op my plek. Okay. En sy verstel toe haar skoonmoeder by wie sy gewerk het en sê die naam van die man by wie ek vandag gewerk het is Boas. En Naomi sê vir haar skoondogter, mag hy geseënd wees deur Jahweh, wat sy guns aan lewende en dode nie onttrek het nie. Verder sê Naomi vir haar, die man is ons naasbestaande, hy is een van ons lossers. Toe sê Rut, die Moabitiese, hy het ook nog vir my gesê, by my dienaars moet jy aansluit totdat hulle klaar is met die hele oes wat aan my behoort. Daarop het Naomi haar skoondogter Rut geantwoord, dis goed my dogter, dat jy met sy diensmeisie saam uitgaan en aan jou geen kwaad op 'n ander land aangedoen word nie. So het sy dan by die diensmeisies van Boas aangesluit om are op te tel, totdat hulle met die garsoes en die koringoes klaar was, en sy by haar skoonmoeder gewoon. Hoofstuk 3. Toe sê haar skoonmoeder Naomi vir haar, my dogter, sal ek nie vir jou 'n rusplek soek, dat dit goed met jou kan gaan nie. Nou dan, is Boas by wie se diensmeisies jy gewees het nie ons bloedverwant nie? Kyk, hy wand vandag op die vloer gars uit. Was jou dan en salf jou en trek jou klere aan en gaan af na die vloer toe. Laat jou deur die man nie herken totdat hy klaar geëet en gedrink het nie. Maar as hy gaan slaap, let dan op die plek waar hy gaan slaap. Kom nader, maak sy voete net oop en gaan lê en hy sal jou te kenne gee wat jy moet doen. Toe sy antwoord daar, alles wat jy sê sal ek doen. Daarop het sy afgegaan na die vloer en gedoen nes haar skoonmoeder haar beveel het. Nadat Boas geëet en gedrink het en sy hart vrolik was en hy gaan slaap by die end van die hoop, het sy stilletjies gekom en sy voete net oopgemaak en gaan lê. En die man het teen middernag geskrik en vooroor gebuig en daar lê 'n vrou aan sy voete net en hy vra, wie's jy? En sy antwoord, ek is Rut, u dienares. Brei dan u vleuel oor die dienares uit, want u is die losser. En hy sê, geseënd is Jahweh, is jy deur Jahweh, my dogter. Het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jong manne, arm of ryk aangeloop het nie. Wees dan nou nie bang nie, my dogter. Alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet dat jy 'n deugdsame vrou is. Nou dan, dit is sekerlik waar dat ek die losser is, maar daar is nog 'n losser, nader as ek. Bly vandag oor, en as hy jou môre wil los, goed, hy kan los. Maar as hy nie lus is om jou te los nie, dan sal ek jou los. So waar is Jahweh leef, bly lê tot môre. Is sy tot die môre aan sy voete en bly lê. Maar nog voordat een die ander kon herken, het sy opgestaan, want hy het gesê, dit mag nie bekend word dat die vrou op die vloer gekom het nie. Daarna sê hy, gee die Charlie wat jy om het, en hou dit oop. En sy het dit oopgehou, en hy het 6 mate gars afgemeet, en het op haar gesit, en die stad ingegaan. Toe sy by haar skoonmoeder kom, het die gevra, en toe my dogter, en sy het alles vertel wat die man aan haar gedoen het, en gesê, hierdie 6 mate gars het hy my gegee, want hy het gesê, jy moet met leë hande by jou skoonmoeder kom nie. En sy antwoord, sit stil my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval, want die man sal nie rus, tensy hy vandag nog die saak afgehandel het nie. So as ons nou 'n bietjie net dieper kyk, wat het nou eintlik hier gebeur, moet ons verstaan, hulle is nou uit die stam van Juda, né? Haar 2 seuns is dood. Daar was nie vir hulle nasate gelos nie. So, basically sit Naomi nou met land wat sy niks meer kan doen nie. Sy het net 'n skoondogter by haar. So nou gaan hulle na 'n ander losser of iemand wat naasbestaande is aan haar oorlede man en seuns, wat die land by haar kan oorvat, maar ook die huweliks of die swaars huwelik kan intree met Rut, sodat sy vir haar oorlede man 'n kind kan hê. Nou kyk, meeste mans was nie oor die algemeen gewillig om dit te doen nie, maar ons gaan nou lees wat verder gebeur het, maar ek wil eers hier so 'n bietjie vir julle verduidelik wat hier gebeur het. Dis 'n baie mooi diep gedeelte. En op die oppervlak lyk dit soos 'n stil nagtoneel op 'n dorsvloer, maar onder dit lê Torah, verbond, eer, beskerming en lossing. Dis nie net 'n romantiese storie soos moderne mense dit lees nie. Dis 'n verhaal van verbondstrou,
wettige lossing en 'n man wat sy mantel gebruik as teken van beskerming en verbondsbelofte. So, hierso verstaan ons nou die agtergrond van Naomi se plan. Naomi verstaan die Torah-wette rondom die losser of die kinsman redeemer, familie-erfenis en die behoud van 'n man se naam in Israel. Volgens Torah kon hy 'n naby familielid grond terugkoop of 'n weduwee beskerm en help dat die familie se naam nie uitsterf nie. Hier lees ons hierdie wette uit Levitikus 25 en Deuteronomium 25. En dis die gebruike rondom die losse. Boas was 'n moontlike losser. Hy was nie net 'n goeie man nie, hy was moontlik nie die een wat Naomi en Ruth uit hulle kwesbare toestand kom oplig. Uit armoede, verlies en naamloosheid. So nou gaan Ruth na Boas toe. En vir die moderne leser klink dit vreemd, maar die toneel dra diep simboliek. Wanneer Ruth by Boas se voete gaan lê, kom sy nie net as 'n verleidster nie, of as 'n verleidster nie, sy kom in nederigheid en versoek. Sy vra eintlik, sal jy jou rol as losser aanvaar? Dis waarom sy sê, sprei dan u vleuel oor u diensmaagd. Die Hebreëse woord daar beteken vleuel of die rand van die kleed, die mantel en bedekking. So die kombers of mantel as teken van die verbond. Ek nou 'n oproep ontvang daar. In die Torah beteken die Hebreëse kultuur, beteken die bedekking van 'n vrou met jou kleed, beskerming, verbond, aanvaarding en dikwels huweliksintensie. Dis amper soos om te sê, jy staan nou onder my beskerming. Ons sien in soortgelyke taal in Esegiel 16 vers 8, waar Jahwe vir Israel sê, ek het my vleuel oor jou uitgesprei. Dis verbondstaal. Dis wanneer Ruth vra, sprei u vleuel oor my, vra sy eintlik, neem my onder u verbondsbeskerming as losser. Die dorsvloer se simboliek verwys na die skeiding, die oes en voorsiening en oordeel. Want daarso word die goeie mos van die slegte geskei. Die goeie word gehou, die slegte word weggegooi. So die koring word gesif, skoongemaak en versamel. Hierso is dit 'n profeties transformasie en verlossing van Ruth. En jy weet Naomi ook. So dis waar Ruth arm as 'n arm vreemdeling weduwee en sonder sekuriteit bedekking ontvang. So dis eintlik vreeslike mooi beeldspraak. En hier sien ons ook dat Boas nie met welis reageer nie, maar hy noem haar my dogter. Hy respekteer haar. En jy kan sien daar's 'n tendere omgee vir haar. Hy erken ook iets belangriks en sê, maar daar's iemand anders wat eintlik groter reg of eerste reg het op dit voor my. So hy is eerbaar in dit ook en hy is eerlik. So hy gaan eers na die ou toe gaan en hoor wat sê hy. As die ou sê nee, dankie, dan sal hy vir Ruth aanneem as sy vrou. So selfs sy liefde beweeg binne gehoorsaamheid aan Torah. Dis baie mooi. Okay, so, nou gaan ons verder lees in hoofstuk 4. En Boas het opgestaan en na die poort en daar gaan sit. En toe die losser juist daar verbygaan, van wie Boas gespreek het, sê hy, vriend, kom nader en sit hier. En hy nader gekom en gaan sit. Daarop neem hy 10 manne uit die oudstes van die stad en sê, sit hier, en hulle het gaan sit. En hy sê vir die losser, die stuk grond van ons broer Elimelech, wil Naomi, wat uit die veld van Moab teruggekom het, verkoop. Nou het ek gedink, ek sal jou dit meedeel en sê, koop het voor die wat hier sit, en voor die oudstes van my volk, as jy wil los dan. Maar as jy nie wil los nie, gee my te kenne, dat ek dit kan weet, want daar is niemand om te los, behalwe jy nie, en ek na jou. En hy antwoord, ek sal los. Daarop sê Boas, die dag as jy die grond uit die hand van Naomi koop, dan verwerf jy, tegelijk Ruth, die Moabitiese vrou van die dode, om die naam van die dode in stand te hou oor sy erfdeel. Onthou, die swaarhuwelik, né? En die losser sê, ek kan dit nie van my los nie, anders bederf ek my erfdeel. Neem jy my lossingsreg oor, want ek kan nie los nie. Dit was vroeër in Israel die gebruik by lossing, om by ruiling om enige saak van krag te maak. Die een trek sy skoen uit en gee dit aan die ander. Dit was van bekragtiging in Israel. Daarop het die losser vir Boas gesê, koop dit vir jou. En hy het sy skoen uitgetrek. Toe sê Boas aan die oudstes en al die mense, julle is vandag getuies, dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Giljon en Maglon behoort het, uit die hand van Naomi koop. En ook Ruth, die Moabitiese vrou, die vrou van Maglon,
verwerf ek vir my as vrou om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou, sodat die naam van die dode onder sy broers en uit die poort van sy woonplek nie uitgeroei word nie. Julle sê al die man sit in die poort was by die oudstes, ons is getuies, mag Jahwe die vrou wat in jou huis inkom, maak soos Rachel en soos Lea, wat saam die huis van Israel gebou het, en verwerf mag in Efrata en maak 'n naam in Bethlehem. Mag jou huis word soos die huis van Peres, wat Tamar vir Juda gebaar het, uit die nageslag van Jahwe, jou uit hierdie jong vrou sal gee. So het Boas en Rut dan, so het Boas af Rut geneem en sy het sy vrou geword, en hy het by haar ingegaan, en Jahwe het vir haar swangerskap gegee, en sy het 'n seun gebaar. Toe sê die vroue van Naomi, geloof sy Jahwe, wat aan jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie. Mag sy naam in Israel geroem word. Hy sal vir jou een wees, wat jou sal verkoop en jou grysheid versorg, want jou skoondogter wat jou lief het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. En Naomi het die kind geneem en hom haar skoot gesit, en sy het sy pleegmoeder geword. En die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê vir Naomi is 'n seun gebore, en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isai, die vader van Dawid. En dit is die stamboom van Peres. Peres was die vader van Hesron, Hesron die vader van Ram, Ram van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salma, Salma van Boas, Boas van Obed en Obed van Isai, en Isai van Dawid. So hier sien ons in hoofstuk 4. Hulle gaan na die stadspoort. Dis die plek waar hulle gewoonlik hulle regsaake en ooreenkomste in Israel afgehandel het. So daar ontmoet die familielosser nou vir Boas. Aanvanklik sê die man hy sal die land koop, want die koop van Naomi se grond sou sy familie erfenis kon vergroot. Maar toe Boas verduidelik dat hy ook Rut moet neem, het 'n erfgenaam vir die oorlede familie moet oprig, trek hy dit terug en sê ek kan nie vir my los nie, anders bederf ek my eie erfdeel. Die probleem was waarskynlik enige kind uit die huwelik sou wettiglik die naam en erfdeel van die oorlede man dra, nie sy eie nie. Dus kon dit sy eie kinders se erfporsie beïnvloed, sy familie erfenis verdeel en ook van finansiëel duur uitwerk. Hy wou die voordeel hê van die grond, maar nie die verantwoordelikheid van die weduwee en die familie herstel nie. Boas daarenteen aanvaar beide, die grond en die verantwoordelikheid. Die skoen uittrek, wel, die uittrek van die sandaal kom uit ou Israelitiese wettige gebruik rondom lossing en erfreg. Die teks sê dit was vroeër die gebruik in Israel om 'n transaksie te bevestig. Die sandaal simboliseer reg van wandel, besit en aanspraak op grond. So wanneer die man sy sandaal afgee, sê hy eintlik ek gee my reg om hierdie lossing te doen aan jou oor. Dus dra hy wettig sy lossingsreg aan Boas oor. So die Torah agtergrond hier kom weer neer op Deuteronomium 25, waar 'n man wat weier om sy broer se huis op te rig, sy sandaal afgetrek word. Daardie proses word kalitsa of galitsa genoem. In Deuteronomium was dit meer 'n skandehandeling, maar aan Rut lyk dit meer soos 'n wettige oordrag sonder openbare vernedering, want jy weet as jy nou in die Torah gaan lees, gaan jy sien die vrou met sy skoen uittrek en sy gesig spoeg ook, want hy versuim om sy plig na te kom. Maar hierso, onder Boas intree, is dit nie om die ou te verneder nie, maar net dit reg te doen voor witnesses te sê, okay, nou is ek die losser en nie jy meer nie. So, daar was nie gespoeg in die arme man se gesiggie, sy sandaal was willingly oorgegee aan Boas. So die man staan terug van sy plig en iemand anders neem dan die verantwoordelikheid oor hier, soos Boas. So hier verwys die hoofstuk die verskil tussen iemand wat sy eie erfdeel beskerm en iemand wat bereid is om op te offer om 'n ander huis te herstel. Boas tree op soos 'n ware losser. Hy koop nie net die grond nie, maar hy herstel 'n familie, 'n naam, 'n weduwee en 'n toekoms. En uit daardie daad kom later Dawid se geslagslyn voort. Nou ek weet baie mense wonder oor die feit dat Rut 'n Moabiet was. Hoe kan Dawid dan nou uit Moab se lyn kom? En verder af Jesua. Ek dog hulle mag nie voor vader verskyn nie. Ek het gelees gou in die boek van Gad the Seer. Hy was 'n profeet in Dawid se tyd, saam met Nathan. Hulle was Dawid se profete gewees. Min mense weet van Gad the Seer of Gad die siener, want die skrif self praat nie van hom nie. Maar daar's 'n hele boek oor hom, wat baie interessant is. So in hoofstuk 3 lees ons van die storie van the Moabite.
When the feast of Passover came, on the 15th of the first month, a Moabite shepherd came to David and talked with him, saying, "My lord, the king, you have known that I, your servant, have been loyal to Israel from my youth. Now take me away from dwelling among uncircumcised people and circumcise the flesh of my foreskin to take away my reproach, so that I can sit among your people." David said, "Yahweh does not want your people," and he commanded, "An Ammonite or a Moabite shall not enter into his assembly of Yahweh forever." There's no in Deuteronomium 23. "We cannot seek your peace nor your prosperity, but how can I help you today?" The servant answered, "Is it not true that Ruth was of our people, and you are one of her children? A descendant of Yahweh has chosen you and your descendants forever." Then said he, "You have given a convincing argument. Stand here with me to ask from the mouth of Yahweh." David asked Yahweh about the statement of the Moabite servant, and David said, "Yahweh, Tsevaot, teach me wondrous things out of your law, so that I may know how to rule for this servant and what should be done with him." And Yahweh said to Nathan the prophet, "Go to David my servant and tell him the message that I tell you." Side note, let op hier dat Vader nie direk met David praat nie, maar deur die profeet, Nathan. So ek wil julle ook net caution vandag, ek sê nie Vader gaan nie jou lei en nie met jou praat in dalk 'n droom of iets soos dit nie. Maar ons moet ook verstaan dat Vader het 'n orde. Selfs koning Dawid, hy het direk tot Vader gebid, maar as Vader vir hom 'n antwoord gestuur het, was dit deur Nathan of deur Gad die seer. Okay. So, hier kom Nathan nou. Nathan went to David to his chambers, saying, "This is what Yahweh Tsevaot says. I have heard your prayer, so tell the Moabite, you are a Moabite man, not a Moabite woman. For I never said a Moabite woman and Ammonite woman, because their women and daughters belong to Yahweh. However, you are cursed by Yahweh and forbidden to enter Yahweh's assembly." When the Moabite heard the message of Yahweh, he cried out and exclaimed, "I am forbidden from entering the assembly of Yahweh." And the king took him and appointed him a shepherd among David's shepherds. And he was there until the 3rd year of the reign of King Solomon. Then he died. And he had a daughter whose name was Seraphina. She had a beautiful form and was very fair to look upon. King Solomon took her to be his concubine, and she found grace and favor in his sight more than all the other concubines, and she became the chief of the concubines' residence, and this became the statute in Israel forever. So Vader het tog die man se lyn, as ek dit so kan stel, nie redeem soos mense sou dink nie, maar tog die man onthou. En gesê, kyk, hier word jou dogter na een van koning Salomo se Boas, seun van Ragab, Jerigo en Sam. Ja, dis reg. Boas was die dogter van seun van Ragab. Juanita. In elk geval, wat ek wil sê nou is dat Vader het tog die ou in 'n mate geëer. Hy mag geen Vader se teenwoordigheid kom nie, maar sy dogter het toe later die hoofconcubine van koning Salomo geword. Dis pragtig. Jy weet, so baie keer wanneer mense vir ons hierdie goed vra in appels se babbel, want ons is, ek weet nie. Maar wanneer jy die ekstra boeke lees, dan increase your knowledge. Dan verstaan jy die prentjie mooi. Hier sê Vader, ek het nooit die Moabitiese en Ammonitiese vrouens weggewys nie. Nee, die mans. Baie interessant, né? So, is daar enige vrae van julle kant af? Okay. So, Angie, ons het gesê, wie gaan ons volgende week doen? Ek dink ons gaan volgende week, dan gaan ons, Is Abigail, Jezebel en Esther is volgende. okay, cool. Abigail en Jezebel se stories is nie baie lank nie, maar Esther se is. Yes, Esther is 'n lywige een. Okay, cool. So ons gaan daai 3 vrouens doen dan. Ek dink is baie mooi stories, behalwe Jezebel, dis Jezebel. Ja. Okay, ja, dis die een wat so gesukkel het met Elia. Ja. Of Elia het met haar gesukkel. Ja. Okay. Wie join nou? Dis seker Amanda. Okay, so ja, soos gewoonlik hierdie sal gepost word later vanmiddag. Is daar enige ander vrae of iets wat julle wou bygelas het?
Okay, julle. Dit is dan al vir my en Angie. Fluit, ons storie is uit vir vanoggend. Ons gaan dan sommer afsluit gou weer met een van die liedjies, soos ons maar altyd doen. Julle moet 'n awesome en geseënde Sabbat hê. Ja, lekker is almal. Okay. I once walked blind in a world of deception, where shadows dressed themselves in light. Every path I took felt right for a moment, but the end was always hollow, always dark. The world told me I was whole, but I was lost in the curse it carried. The God of this world has blinded the minds of the unbelieving, that they might not see the light of the gospel of the glory of Messiah. And then he came for me, the shepherd who leaves the 99 to find the one who wandered too far. He found me where the world forgot me and whispered, "Come home." And when he did, my eyes opened to the lies around me, to the beauty of truth shining through it all. He goes after the one which is lost until he finds it. And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. I ran to the word and it ran toward me. Each verse tore down the lies I believed. Each truth broke another chain. I saw the false altars, the blind priests, the ones who walk the path of destruction and call it peace. I turned away, I turned to the Father's way, the narrow path of life. Wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many go in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and few there are who find it. When you look at me, you still see the one I used to be, the sinner I chose to be. But that woman is gone, she was drowned in mercy, buried beneath the water. And when I rose again, the old me died. I was reborn in his name, a daughter of truth, alive in the light of Yahweh. We were buried with him through baptism into death, that just as Messiah was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life, knowing this, that our old self was crucified with him. Now I choose the Father over this world, the truth over deception, obedience over pride. Because when I read the word and look at the world, the lies fall apart before my eyes. Prophecy breathes in real time. I see it all unfolding, just as it was written. In the last days, perilous times shall come, for men shall be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, having a form of godliness but denying its power. I will not walk the road of destruction. I will not bow to falsehoods of the gods of nations. I have chosen to walk in the way of the Messiah, the way of truth, the way of life. My heart burns for his word, my spirit thirsts for righteousness. I long to be among the remnant, the ones who endure through fire, who will stand with the Messiah and reign beside him for 1,000 years. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. They lived and reigned with Messiah 1,000 years. I know you don't say it, I know you don't understand. You see a storm when I see salvation, but this is my truth, the truth that set me free.
do His commandments, that they may have right to the tree of life. Dis my sissies, julle moet 'n geseënde Sabbat hê. Baie dankie dat julle ons gejoin het en dan gesels ons as volgende week weer. Lekker Shabbat.